Goeiedag, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie opname te kan maak vandag. En ek hoop regtig, dis die gebed van my hart, dat jy werklik waar iets hieruit sal ontvang en iets hieruit sal leer. Oor so 'n interessante onderwerp word jy ook gewurg. Maar voor ons aangaan, kom ons verootmoedig onsself net eers voor die Here. Almagtige Heer, Hemelse Vader, wat 'n voorreg om U in ons lewens te kan hê. Wat 'n voorreg om U naam te kan aanroep. Wat 'n voorreg om hierdie opname in U naam te kan begin. Oor so 'n groot Bybelse waarheid. Here, dankie dat U woord vir ons te skrif gestel het, sodat ons nie net daaruit kan lees nie, maar ook daaruit kan leer. Hierdie oseaan van waarhede soos dit opgeneem is, soos dit vasgevang is in die skrif van U woord. Dis 'n gebed van my hart dat U vandag self sal spreek, tot elke persoon wat hierna luister en hierna kyk. En op die tafel van elkeen se hart sal gaan skryf, dit wat U self wil skryf. Alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Dit vra ons dan ook in daardie unieke naam van Jesus Christus, die naam bo alle name. Amen en amen. En liewe kyker, in hierdie opname gaan ons kyk na 'n paar inleidende gedagtes, 2, wat leer die Bybel ons, 3, 2 wêrelde, 2 atmosfere, 4, word jy ook aangeval, 5, die pyfense maniere om die lewe uit jou te wurg, 6, die krag van gebed, en laastens, maak nou klaar daarmee. En as ons kyk na daardie eerste inleidende gedagte, Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug. As ons die King James gaan lees, dan lees ons the beginning of knowledge, the beginning of knowledge. Met ander woorde, die begin van kennis. As jy en ek in 'n vreesverhouding, met ander woorde in daardie intieme, respekvolle verhouding met ons koning staan, dan sal ons niks anderster as om juis niks anderster wil doen as juis om kennis van sy woord te ontvang, dit ons eie te maak, dit te leef. Inteendeel, daardie gedagte van die oomblik as jy en ek tot bekering kom, dan is dit nie meer ek wil kerk toe, ek moet kerk toe gaan nie, ek wil kerk toe gaan. Dis nie ek moet Bybel lees nie, ek wil Bybel lees. Dis nie omdat ek moet bid nie, maar is omdat ek wil graag bid. Dieselfde beginsel hierso. Die oomblik as jy en ek ons koning aanvaar, dan sal jy in daardie vreesverhouding met hom begin staan. En dan sal jy begin al hoe meer kennis, daarna smag om al hoe meer kennis van sy woord te wil verkry. Jesaja 28 vers 9 tot 10 sê vir ons, vir wie wil hy kennis leer? En vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. Want is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Vir wie wil hy die kennis leer alreeds van kindsbeen af? Wil hy vir jou en vir my sy onfeilbare woord, die inhoud van hierdie boek wat ons die Bybel noem, daardie 31.102 verse, wil hy ons deel maak. Dit bly net 'n keuse, wat maak jy en ek daarmee? Wil ons dit hê? Wil ons dit ontvang? Soos ek reeds gesê het, alreeds van kindsbeen af, wil hy dit vir ons leer. Selfs daardie openbaringe wat net so onder die oppervlak lê, wil hy ook aan ons openbaar. Die vraag is net, stel jy en ek belang om waarlik te weet wat in die woord van God staan, liewe mens, selfs dan ook wat hierdie onderwerp aanbetref, ja, dat hy nie vir ons eensklaps alles gaan openbaar nie, dis verseker, want dit is bloot net te veel. Hy het dit inteendeel ook vir sy disippels gesê. Maar, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Vandag lees ons die Bybel so, ek lees hierdie spesifieke teksvers so, môre as ek dit lees, dan dit 'n ander betekenis. En stadig maar seker, openbaar God sy woord aan elke kind van hom, wat werklik daarin belangstel, om meer te wete te kom van sy woord.
Spreuke 1:29 tot 31 sê vir ons, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysing verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Hier kom die wyse Salomo en hy sê, omdat ons die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, omdat ons nie verkies het om in daardie respekvolle verhouding met hom te staan nie. By implikasie wil ek eintlik sê is ongelowige mense. Daar's baie gelowige mense wat ook nie in 'n respekvolle verhouding met ons koning staan nie. Dis maar net so, ag ja, vandag leef ons so, ons sal Sondag weer kerk toe gaan. Maar die punt wat ek wil maak is, die oomblik as jy en ek daardie begeerte het om al hoe meer en al hoe meer van ons koning te wete te kom, sal ons kennis verdiep, en hoe meer kennis ons verkry vanuit hierdie woord van God, hoe meer wys sal ons word. Maar omdat ons dit baie keer, en daar baie mense is, en ek veralgemeen, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, omdat daar baie mense is wat werklik geen sin in die woord het nie, en by implikasie in ons koning nie. Hulle stof maar net ons koning af met groot respek gesê. Gaan elke Sondag kerk toe en dan's dit maar oukei, dan's dit maar goed so. Sê hierdie gedeelte vir ons, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel. Ek en jy kan nie die Here dien op ons voorwaardes nie. Die menslike voorwaardes nie, die wêreldse standaard nie. Nee, ek en jy moet die Here dien op sy voorwaardes, sy standaard. Ek en jy moet opleef daarna toe, liewe mens. En weer eens, dit bly 'n persoonlike keuse. Kom ons gaan aan na die tweede afdeling toe. Maar voor ek by die eerste teksvers kom, wil ek vir jou vra, hierdie gedeelte wat handel oor wat leer die Bybel ons. As ons dan kyk byvoorbeeld Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom te steel, slag en verwoes, maar ek het gekom sodat hulle lewe in oorvloed kan hê. 1 Petrus 5 vers 8 sê vir ons, want wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Vers 9, hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Johannes 8:44 sê vir ons, julle die duiwel as vader. Daar's geen waarheid in hom nie en alles wat daarmee saamgaan. Dan sê dit vir my, daar was alreeds van die begin van tyd af, was daar 'n vyand en hy's vandag nog met ons. Die duiwel is vandag nog met ons. En hy het alreeds van die begin van tyd af, daar in die tuin van Eden, het hy die mens mislei. Nou sê jy onmiddellik vir my vra, maar Pieter, wat het 'n slang te doen met die duiwel, met die Satan? Wel, kom ons gaan kyk na hierdie eerste teksgedeelte, Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Hier sien ons baie duidelik die nexus, die verbintenis, tussen 'n slang en die duiwel. En hier praat ons spesifiek van 'n luislang, en ons gaan net op baie meer kyk, spesifiek hoekom 'n luislang, maar hoe dit nou ook al sy. En 'n luislang het net een ding in gedagte. Hy is agter sy prooi se asemhaling aan, sy asem is vir hom belangrik. Hy sal hom stadig maar seker, sal hy hom rondom daardie prooi van hom draai en wikkel, as ek die woord mag gebruik, en dan sal hy begin druk. En hoe meer hy druk, druk hy die lewe uit daardie prooi van hom uit. Al stywer en al stywer. Nou sê jy vir my vra, maar Pieter, wat is nou so belangrik aan asem of lug dan in daardie prooi se longe? Wel, as ons dit gaan verbind of oorplaas na die menslike gedeelte toe, asem en lug en wind is simbole van die Heilige Gees. Jy sien, liewe mens, net so is die Satan besig om die asem van die Heilige Gees en sy salwing uit ons as mens te wurg. Net soos die luislang die lig in die prooi, daardie prooi wat hy gevang het. Hy haat die lig
in die longe van daardie prooi. So haat die Satan die geestelike asem in jou en in my. En daarom sal hy enigiets doen om die luislang, om daardie lug, daardie asem uit sy prooi uit te wurg. Net so sal die Satan ook enigiets doen om die geestelike asem, daardie Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees, uit jou en uit my te druk. En al so ons geestelike lewe, of die geestelike lewe in die mens, tot 'n einde te bring, bloot net te stop. En dan weet ons wat sê Sagaria 4 vers 6. Daardie teksvers sê vir ons, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Ek en jy is veronderstel om 'n geesgedrewe lewe hier op aarde te lei. Inteendeel, jy en ek is ten eerste geesmens. Pieter, hoe kom jy daarby? Wel, Johannes 4:24 sê baie duidelik, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. As ons dan na God se beeld en sy gelykenis geskaap is, Genesis 1:26, dan is jy en ek ook mos ten eerste geesmens. Daarom moet jy en ek 'n geesgedrewe lewe hier op aarde lei en beoefen. Daar staan op die skerm, lees saam met my, net soos wat slange op verskillende wyse hulle prooi jag en vernietig, so is daar ook verskillende onreine en demoniese geeste met hulle eie karaktereienskappe en die wyse waarop hulle opereer. So is daar slange wat meer giftig is as ander, net soos wat daar demone is wat meer kragtig is as ander. Sommige slange dood hulle prooi deur hulle met dodelike gif te pik, en dan is daar ander wat op 'n ander manier te werk gaan, soos onder andere byvoorbeeld die luislang. Hy druk en hy druk, ander slange spoeg weer, en ander slange sal jou pik. Ons lees op die skerm, soos daar ook slange wat bloot hulle prooi op 'n ander manier en 'n unieke manier vernietig. Soos die python, die luislang, 'n slang wat geduldig vir sy prooi sal wag, en dan op die perfekte oomblik sal aanval. Hy byt hard en slaan sy tande diep in sy prooi, maar dit is nie fataal nie. Wat daarna gebeur, is fataal en vernietig die prooi. Dit wurg sy prooi, dit versmoor daardie prooi wat hy gevang het. En dan sien ons, soos daar verskillende spesies van die python, van die luislang, so byvoorbeeld is die Suid-Afrikaanse luislang by geboorte ongeveer 40 tot 50 cm lank. Hulle word maklik oor die 5 meter lank, en die swaarste wyfie, wat alleen in Suid-Afrika geweeg is, het 53,4 kg geweeg. Is dit nie massief nie? Dink nou maar net 'n bietjie, ek dink sommer net so skielik, dis omtrent die gewig van 'n hele sakkie sement van 50 kg. Weet jy hoe swaar is daai sakkie sement, daardie dooie gewig? Dit wys net vir jou hoe swaar, hoe groot en lank word hulle. Ek wil hê ons moet na hierdie eerste skrifgedeelte kyk. Acts 16:16, Handelinge 16:16. And it came to pass in our going on to prayer, a certain maid, having a spirit of python, did meet us, who brought much employment to her masters by soothsaying, by wyse van waarsêery. Young's Literal Translation, 3rd edition, 1898. Die Afrikaanse weergawe soos in die 33-53 vertaling staan. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Liewe kyker, van al die vertalings is daardie die vertaling, the Young's Literal Translation, die eerste of die enigste Bybel wat dit so uitdruk waarin dit geskryf is. The Spirit of Python. En hier sien ons baie duidelik, of laat ek by die agtergrond begin. Die agtergrond is bloot, of die aanloop tot hierdie gedeelte was eenvoudig die volgende. Paulus het 'n visioen gehad in die nag. En daardie visioen het tot inhoud gehad, daar was 'n man in Macedonië gewees, wat by hom gepleit het, dat hy en sy mense daar na Macedonië toe moet kom, om hulle te kom help. So het Paulus dan sy manskappe bymekaar gemaak, onder andere ook vir Silas.
en hulle het afgevaar na Macedonië toe. En toe hulle nou daar kom, toe word hulle gekonfronteer met hierdie vrou van waarsêery. Of dan alternatiefelik hierdie een met hierdie luislang gees, as ek dit so kan uitdruk. En sy het hulle aangekla by wyse van spreuke. Sy het vir dae aan een hulle beskuldig dat hulle manne van God is en dat hulle die evangelie van Christus predik en verlossing spesifiek wat Paulus gepredik het. En as gevolg daarvan het hierdie vrou se eienaars, vir wie sy 'n groot inkomste gegenereer het vanweë die werk wat sy vir hulle gedoen het blykbaar in opstand gekom, noodloos om te sê. En as gevolg daarvan het hierdie eienaars toe vir Paulus en Silas laat arresteer. En toe het hulle voor die regters gebring. Die regters het hulle skuldig bevind. En toe is hulle met stokke geslaan. En in navolging daarvan is hulle toe in die binneste gedeeltes van die gevangenis, van die tronk gegooi, waar hulle ook met boeie vasgemaak was, en agter traliehekke en alles wat daarmee saamgaan daar in die tronk. Maar die punt wat ek wil maak is, so was Paulus en Silas, toe hulle daar op Macedonië aangekom het, op pad na 'n bidplek toe, en toe kom hierdie vrou met daardie gees van haar, daardie onreine gees van haar, en hulle stop vir Paulus en Silas om te gaan bid. En so gebeur dit op 'n daaglikse wyse tussen ons as mens, waar ons bloot net so deur die Satan gestop word, en sy demone, in hierdie spesifieke geval, daardie luislang gees, as ek daardie woord mag gebruik. Laat ek maar die Afrikaanse woord gebruik in hierdie opname. Daardie luislang gees, dis 'n onreine gees, dis 'n demoniese gees. En hy wil net hê dat jy en ek moet ophou bid. Want hy weet, dis net 'n kwessie van tyd. As jy ons so ver kan kry om op te hou bid, is dit 'n kwessie van tyd, waar die verhouding tussen jou en ons as mens en ons Skepper al hoe meer skeiding gaan bring. En ek gaan net baie meer daaroor praat. Kom ons gaan aan na die volgende afdeling toe. 2 wêrelde of atmosfere. Ons leef in 'n fisiese wêreld. En hierdie wêreld kan ons sien, hierdie fisiese wêreld. Ons kan dit ruik, dit proe, dit hoor en dit aanraak. Dan is daar ook 'n geestelike wêreld. En onthou net, ek en jy is ten eerste geesmens. Ons kan dit nie met ons oog sien of daaraan raak nie, maar dit is 'n bonatuurlike waarheid en sekerheid. Dan lees ons daar op die skerm, die wêreld waarin jy dominant leef, skep 'n klimaat eie aan sy eie karakter. Het sy wêrelds, het sy geestelik. En die klimaat skep 'n eie kultuur. Die Satan is deeglik bewus van die krag wat afkomstig is vanuit die wêreld waarin jy leef. Het sy fisies, het sy geestelik. Daarom, baie mense word verlei, word uitgelok na die verkeerde wêreld, voordat hulle versoek word om te sondig. En ek gaan nou daaroor verder praat. Daardie atmosfeer waarin jy leef, word bepaal deur die wêreld waarin jy leef. Het sy wêrelds, het sy geestelik. En dan spreek dit vir sigself. Kyk net daar op die skerm. 'n Atmosfeer van heiligheid, aanbidding, lofprysing, gebed ensovoorts. Verwelkom en trek die Heilige Gees aan. Daarenteen, verwelkom en trek 'n atmosfeer van welis, drank, kwaad, haat ensovoorts. Demoniese, onreine geeste aan. Kom ons kyk na hierdie eerste insetsel, skrifgedeelte, Matteus 17:21. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Die Engelse gedeelte, but this kind of demon does not go out except by prayer and fasting. Hier gaan dit oor die maansieke kind wat gesond gemaak is. Die disippels kon hom nie genees nie. Toe bring hulle hom na Jesus toe en die het hom genees.
Maar hier sien ons, en dis die gedeelte waarby ek wil kom, hier sien ons, veral die Engelse gedeelte, but this kind of demon, dit sê vir my, dat daar is verskillende rangordes, selfs tussen demone, en hulle het verskillende opdragte. Daarom moet ons 'n gees met 'n gees beveg, liewe mens. Maar daar's verskillende opdragte aan sekere demone. En uiteraard, omdat Satan en sy demone 'n eie wil het, sal hulle self tuis vind in daardie atmosfeer waarin hulle gelok word. Hulle sal daar manifesteer. Dit spreek vir sigself. En dan uiteraard, as ek 'n atmosfeer skep, soos byvoorbeeld by 'n hipotetiese voorbeeld, 'n rampparty. Daar word net gedrink en nou ek kan my alles indink wat daarmee saamgaan en dit word gevloek en ek veralgemeen moet my nie verkeerd verstaan nie, ek probeer net 'n voorbeeld aan jou voorhou. Dan word daar 'n atmosfeer geskep wat Satan en sy demone wat negatief is, sal aantrek. Dit spreek vir sigself. Die ander kant van die muntstuk is natuurlik ook waar. En ons gaan nou daarby kom. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 4 lees, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Jy sien, liewe mens, ek het reeds die opmerking gemaak, omdat jy en ek die opdrag het, Efesiërs 6, ons wapenrusting is geestelik van aard. Hierdie skrif sê dit ook vir ons. Ons moet 'n gees met 'n gees beveg. Daarom moet ons daardie geestelike wapenrusting van ons koning moet ons opneem om daardie geeste wat vir jou en vir my, daardie demoniese geeste, daardie onreine geeste, mee die geveg te veg. Dan sien ons daar op die skerm, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 22 vers 4 sê, tog is U die heilige wat woon onder die lofgesange van Israel. Die Engelse weergawe in die King James sê vir ons, but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Hier sien ons, God is oral teenwoordig. Maar hy manifesteer nie orals nie. Uiteraard sal ons koning ook net welkom voel in 'n opset waar daar aanbidding vir hom is, waar daar lofgesange van hom is, waar daar positiewe gesprekke plaasvind rondom hom, dan sal hy manifesteer. Dit spreek vir sigself. Maar die ander kant van die muntstuk, waar daar net foutvind is, murmurering is, bekommernis is, sal hy nie welkom voel nie. Hoewel hy orals is, sal hy nie manifesteer nie. En ons moet daardie verskil, moet ons baie duidelik verstaan. As daar lofgesange is, uiteraard, dink maar net, as jy daar in die kerk is vanmôre, en jy hou jou hande omhoog, en jy sing tot eer van ons koning, dan gaan hy uiteraard baie welkom voel. Die gees van God sal daar wees. Kom ons gaan aan na Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons ken almal hierdie teksgedeelte. Dit spreek vir sigself. As jy 'n ware volgeling van die Here is, sal jy wil hierdie vrug van die gees uitleef. En hoe meer jy daardie vrug uitleef, skep jy mos nou 'n atmosfeer waar ons koning welkom sal voel. En uiteraard, dan sal hy mos manifesteer in jou lewe. Nodeloos om te sê dat die ander kant van die muntstuk is natuurlik ook waar. As jy geen vrug van die gees openbaar nie, of baie min, gaan ons koning mos nie welkom voel en tuis voel in jou omgewing of in jou geselskap nie. Kom ons gaan aan na die volgende afdeling toe. Word jy geestelik aangeval? Word jy geestelik gewurg? En as ons daar na die eerste gedeelte kyk, gebrek aan geestelike begeertes
Elkeen van ons het 'n behoefte om waardig te voel, om iets vir ons koning te doen. Ons almal wil graag iets vir ons koning doen. En ja, soos ek reeds gesê het, baie keer voor jou bekering moet jy Bybel lees. Na jou bekering wil jy graag Bybel lees. Voor jou bekering moet jy iets doen vir die Here. Na jou bekering, jy wil graag iets vir hom doen, jy wil goed doen. Jy wil dalk vir 'n arme ietsie gaan gee, R20 in die hand stop, of wat ook al die geval mag wees, en dan sê die woord, hy wat aan die arme gee, leen aan die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat jy en ek in 'n posisie is, juis om iets vir hom te kan doen. Maar, nou is dit ook so, daardie geestelike misleidings, of geestelike begeertes, laat ek my net herhaal, daardie geestelike begeertes is nie iets wat opsetlik, sommer net oornag verdwyn nie. Nee, dit kom oor 'n tyd. Hoekom? Want die Satan, die luislanggees, druk dit stadig, maar seker uit jou uit en uit my uit. Hy wil nie hê dat jy en ek in 'n intieme verhouding met ons koning staan nie. Stadig maar seker wurg hy daardie geestelike asem uit jou uit. Daar staan op die skerm Psalm 63 vers 2. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Jy sien, liewe mens, die dag as jy en ek tot bekering kom, dan wil ek mos meer van ons koning te wete kom. Ek sal hom soek. My siel dors na meer. My vlees smag na U. Dis daardie innerlike behoefte, daardie geestelike begeertes waarna jy en ek behoort te streef, en nie die Satan en by implikasie en spesifiek die luislanggees toegang gee tot jou lewe en hom toelaat om die asem van die lewe, daardie geestelike asem uit jou uit te wurg nie. Daar staan op die skerm fisiese moegheid, depressie. Ons almal ken hierdie gedeelte, en Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Vers 3, toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. 1 Konings 19 vers 1 tot 4. Ons almal ken hierdie gedeelte, die Jezebel gees. Ek wil nie daaroor praat nie. Wat ek wel vir jou wil sê is die volgende. Hier sien ons dat 'n groot godsman met die naam van Elia het bloot moeg, en ek wil amper sê depressief geword. As ons die voorafgaande hoofstuk lees, hoofstuk 18, dan lees ons dat hy het vir die Baal-profete gesê, 450 van hulle. Daar in die teenwoordigheid van die volk van Israel, het hy hulle laat roep en hy het vir hulle gesê, hy het vir koning Agab gesê, bring ook daardie Baal-profete. Gaan vat 2 bulle, en dan gaan ons dit voorberei, en dan vra julle gode, om daardie vuur van julle aan te steek, sodat daardie bul wat julle nou voorberei het, uiteraard seker gaar gemaak kan word. En so het hulle op en af gespring na hulle gode toe, en vir die hele dag omtrent kon hulle glad nie dit reg kry nie. En toe eventueel kom Elia, en hy het sy bul toe reggemaak en voorberei, en toe het hy tot die Here toe gebid, en die Here het vanuit die hemel daardie vuur aan die brand gesteek, en die volk van Israel het bely dat God, die almagtige, die ware God en lewende God van hemel en aarde is. En in opdrag van Elia het hy toe daardie 450
Baal-profete laat doodmaak. En so kom Agab en hy vertel dit vir sy vrou Jezebel. En Jezebel stuur toe 'n boodskapper na Elia toe, en soos in hierdie 4 verse. En as gevolg daarvan, mense dink, wel hierdie is mos nou 'n groot godsman, hy sal oor dit kan triomfeer. Kom daardie gees, daar van die luislang, daardie python gees, en ontmoedig hom soveel so dat hy bloot net gevlug het, saam met sy dienaar en 2 in Juda kom. Toe los hy sy, daar in Berseba, toe los hy sy diensknegt daarso, en hy sal alleen 'n dagreis verder in, en hy daar in die woestyn ingestap, onder 'n besembos gaan sit, moeg, uitgeput, en so net aan die laaste sprankie hoop, wat nog in hom was. Hy wou net handdoek ingooi, hy was so moedeloos. En dis baie keer wat in jou en in my lewe gebeur. Ons laat toe dat daardie luislanggees om ons draai, en dan begin hy te druk, en te druk, en te druk, en al hoe minder asem. En dit spreek vir sigself. As jy en ek gewurg word om al hoe minder Bybel te lees, om al hoe minder te bid, om al hoe minder verheerliking te gee aan ons koning, dan is dit net 'n kwessie van tyd, en ons gaan daarmee stop. Net soos wat dit die beplanning was met Elia. Hy was bereid dat die Here hom moet vat, dat hy tot aan die einde van sy dae gekom het. En so gebeur dit met jou en met my, ook hier op aarde. Met die kerk gebeur dit ook. Die mense van die kerk, jy en ek, gebeur dit op 'n daaglikse basis. Gebrek aan voorsiening. Kyk wat staan daar in Matteus 4 vers 8 tot 9. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Jy sien, liewe mens, daardie luislanggees sal baie graag vir jou tot insigte wil bring, om jou visie, jou fokus van God af weg te neem, en dit op geld te plaas. Hoekom? Wel, hy weet, dit is dalk net 'n kwessie van tyd, dan is daardie geld van jou op. En die oomblik as dit gaan begin gebeur, dan gaan jy begin links en regs kyk, soos 'n Moses van ouds, toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Het hy ook links en regs gekyk, in plaas van dat hy opgekyk het. En so moet jy ook, en ek ook, veronderstel om op te kyk, ons vertroue in ons koning te plaas. Ons moet nie links en regs kyk nie, want dan maak ons op ons eie krag te staat. Nie alle aanbiedinge van die Satan is goed nie. Jy moet een ding mooi verstaan. Hy sal jou mislei. Hy wil jou mislei. Daarom moet jy en ek dit verstaan. Soos wat die Satan vir ons koning Jesus daar in die woestyn mislei het, of probeer mislei het, laat ek eers so uitdruk. So sal die Satan ook kom, en vir jou en vir my probeer mislei. Ek wil my herhaal. Al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Op die oog af lyk dit baie aanloklik. En ja, die Satan sal kom, juis op die tyd wanneer jy die mees kwesbaarste is, net om daarna dit van jou te steel wat die heel belangrikste vir jou veronderstel is om te wees, en dis jou vertroue en my vertroue in ons koning. Geluk van die goddelose is maar skyn. Psalm 37 vers 25 sê vir ons, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Hier kom 'n Dawid van ouds, en hy sê, ek was jonk gewees, en ek het oud geword, maar nooit het ek die regverdige, 'n gelowige, verlate gesien nie. Dan weet ons wat sê Hebreërs 13:5, die Here sal sy kinders, 'n gelowige, nooit verlaat of versaak nie, in die steek laat nie.
En dan sê hy verder, of dat sy nageslag brood soek nie. Nooit sal die nageslag van 'n regverdige, van 'n gelowige kind van die Here, hulle kinders, honger ly nie. Hoor jy wat ek sê? Want ons koning sal vir ons sorg. Hy is die een wat hom oor ons ontferm, bloot omdat ons sy kinders is. Soos wat Psalm 113 Psalm 103 vers 13, Psalm 103 vers 13 vir ons sê, hy, soos 'n vader, vir sy kinders sorg, so sal ons koning vir ons sorg, vir die wat hom vrees. Dit spreek vir sigself. Ek wil ook die beste vir my kinders hê. Wil jy nie ook nie? So sal ons hemelse Vader, wat meer as genoeg God is, met groot respek gesê, in 'n posisie om vir jou en vir my te sorg. Ons moet net nie toelaat dat die Satan ons mislei nie. Swak gebedslewe daar op die skerm. Jesus in Getsemane. Markus 14:37 tot 38 sê, en hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hier sien ons duidelik, dat toe Jesus saam met sy disippels gaan bid het, het hy hulle eenkant gelos en hy het 'n eentjie aangestap, en 3 keer het hy teruggestap na hulle toe, teruggekom na hulle toe, en hy het hulle aan die slaap gevind. Dit spreek vir my en tot jou, dat die vlees is ook maar swak. So hulle het net bloot aan die slaap geraak. Die punt wat ek wil maak is, dit is nie ons daaglikse verpligtinge, ons alledaagse dinge wat ons doen, wat maak, dat ons nou ewe skielik nie tyd het, om te gaan bid, of Bybel te lees. Weet jy wat is die oorsaak, dat jy en ek nie Bybel lees, of dat jy en ek nie die tyd vind, om te bid en of Bybel te lees nie? Dis die luislanggees, die pythonse spirit, se gees, wat daar die asem uit jou uitdruk, want hy weet, dit is 'n kwessie van tyd. As hy aanhou druk en aanhou druk, is dit 'n kwessie van tyd, dan gaan jy en ek, of diegene wat toelaat dat daardie gees manifesteer in jou lewe, bloot net ophou om ons koning te aanbid en by implikasie in 'n verhouding met hom te staan, nie teenstaande die feit dat ons juis 'n God van verhoudings dien. En daar sien ons op die skerm moedeloosheid. Spreuke 13:12, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Ons het reeds net verwys na 'n Elia van ouds, wat bloot van moedeloosheid eendag, daar jare terug, daar in die woestyn gaan sit het, 'n dag lank ingeloop het, 'n dagreis ingeloop het in die woestyn, en in totale verslaandheid en in moedeloosheid, net die handdoek wou ingooi. Daar's 'n Bybelse teksvers, of 'n Bybel, wat hierdie teksvers vertaal sê ek as volg, waarin dit staan dat 'n wens, 'n droom wat nie waar word nie, veroorsaak hartseer, maar 'n wens wat waar word, maak die lewe die moeite werd. En liewe mens, ek moet dit vir jou sê, ons koning is die moeite. Hy is meer as die moeite werd. Hy sê in 1 Timoteus 1 vers 1, die Here Jesus Christus is ons hoop. Hy is ons hoop. Net voordat ons so oor die brug wil spring, so oor die randjie van die brug, daardie totale moedeloosheid ons deel word, is hy ons hoop. Inteendeel, dis hoop wat ons red van opgee. Dis hoop wat ons red van totale handdoek ingooi. Hy is ons hoop, liewe mens. Moet dit nooit vergeet nie. Ek en jy is nie veronderstel om moedeloos te word en daardie hoop te laat vaar nie. Ek wil net vir jou vra die volgende: het jou omstandighede jou al by die punt gebring van moedeloosheid? En soos ek reeds gesê het, soos Elia van ouds, wanneer jy by die eind kom, daar aan die einde van die pad, en net wil handdoek ingooi, dan wil ek vir jou sê, dis daardie gees wat al so lank al met jou besig is, en alles uit jou uit wil druk, daardie geestelike asem. Liewe mense, ek wil op jou by jou pleit, moet dit nie doen nie, ek wil jou bemoedig, maak ons Jesus Christus jou deel, daardie hoop
omdat hy ons hoop is. Kom ons gaan dan na die volgende afdeling toe. Die Python se maniere om die lewe uit jou te druk. En dan sien ons daar op die skerm, hy wurg jou asem uit. En ons lees Genesis 2 vers 7 as volg. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. En as ons kyk wat sê die verklarende woordeboek, wat beteken asem? Ek gaan nou liewerste nie daai Hebreëse naam uitspreek nie, maar om lug in te asem en uit te blaas. Jy sien, liewe mens, daardie luislang-gees, of die luislang self, is jy so geskape, om vir jou en my te wurg, totdat ek en jy ophou asemhaal. Daardie geestelike asemhaling. Dit is sy eerste prioriteit. Ons weet dat hy al reeds in die tuin van Eden was, en dat hy al daar soveel skade berokken het. Daar het die luislang, of die slang, die vyand vir Eva mislei en toe vir Adam daarna. En toe het die slang, wat ook daar was, gekom en die waarheid verdraai, en al so die geestelike asem uit die mens gewurg, vanweë sonde. Is dit nie so baie waar nie? Ek en jy moet kennis daarvan neem. Dit kom al reeds van die begin van tyd af. Was die slang daar? En het hy vir jou en vir my alreeds die mensdom, die menslike ras, gewurg om daardie geestelike asem uit hulle uit te druk, sodat hulle 'n atmosfeer skep waar die python, waar die luislanggees welkom is, die vyand welkom is. En dit spreek vir sigself, as daar 'n atmosfeer geskep word wat negatief is, dan gaan ons al hoe meer sonde begin pleeg, en al hoe meer sonde, en dis presies daar waar hy vir jou en vir my wil hê. 1 Petrus 1 vers 23 sê vir ons, want julle is wedergebore, nie uit onverganklike saad nie, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Jy sien, liewe mens, weet jy wat wonderlik is? Die Bybel is oor 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar geskrywe. En baie van daardie skrywers het mekaar nie eers geken nie, hulle het nie eers van mekaar geweet nie, en inteendeel, hulle was in verskillende lande gewees. En tog is die woord van God in soveel harmonie geskryf. Die Bybel sal nie vir ons op een plek sê, ons mag vloek, en op 'n ander plek nie. En as hy dit dalk sou sê, met ander woorde daardie ooglopende weerspreking of teenstrydigheid, dan moet jy en ek net gaan dieper delf en dieper delf. Ons sal wel die antwoord kry, want die Bybel verklaar dit self. Maar hier sien ons dat dit is uiteraard slegs die Heilige Gees van God, wat daardie skrywers van hierdie 66 boeke geïnspireer het, hulle gedagtes gerig het, hulle gelei het in die waarheid, toe hulle hierdie boek saamgestel het. En so kom die Gees van God, en hy doen dit vir jou en vir my ook. Hy kom, sit sy Gees in jou en my. Die waarheid, want sy Gees is waarheid, liewe mens. Dis 'n onverganklike saad wat in jou en my gesaai is. As ons hierdie woord lees, dis lewend, liewe mens. Die woord van God is lewend, sê Johannes 7, ek praat onder korreksie, Johannes 7:38, ek praat onder korreksie. Sê, dit sal soos lewende water uit jou en uit my vloei, as ons hierdie woord begin lees, en dit ons eie maak, en dit staan tot in ewigheid, sal dit daar wees. God se woord het nog nooit verander, die liewe mens. En so sien ons Johannes 20:22 daar op die skerm. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hier kom Jesus en hy blaas self sy asem van die lewe op sy bedienaars, op sy disippels. En met daardie selfde geestelike krag wat hy in hulle ingeblaas het, het hulle uitgestuur die wêreld in,
om met krag en gesag en met autoriteit vir die siekes te gaan bid. Maak die siekes gesond, reinig die melaatses, wek die dooies op, dryf duiwels uit. Matteus 10 vers 8. Dis die opdrag wat hy aan hulle gegee het. En met daardie selfde krag is jy en ek toegerus om ook met autoriteit dit te kan doen. Moenie toelaat dat die Satan daardie asemhaling uit jou en uit my wurg nie, liewe mens. En dan sien ons, dit gaan alles net oor 'n verhouding. Esegiel 37 vers 3 tot 5 lees. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Liewe mens, ons het nou gesien, alreeds in die begin van tyd, het ons Abba Vader, Adam van ouds, tot lewe gebring. In hierdie gedeelte sien ons, dat God het Esegiel se bene tot lewe gebring. So het ons gesien, dat hy sy disippels, die Heilige Gees op hulle geblaas het, en hulle het tot lewe gekom. Daardie geestelike lewe. En so gebeur dit ook in jou en my lewe. Maar dit gaan vra dat jy en ek in 'n verhouding met hom moet staan, liewe mens. 'n absolute intieme verhouding, 'n respektvolle verhouding, sodat hy daardeur en hy alleen daardeur verheerlik sal word. Johannes 5:19 sê vir ons, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook met net so. Jy sien, liewe mens, Jesus het alles gedoen wat Abba Vader gedoen het. Hy het gepraat dit wat Abba Vader gesê het. Daar was hoegenaamd geen skeiding tussen God en sy seun nie. Inteendeel het alles gepraat en gesê en gedoen dit wat ons Abba Vader ook sou doen. Daar's net een verskil. Jy sien, toe Jesus versoek was in die woestyn, het hy nie gesondig nie. Maar as jy en ek versoek word, dan is die kans baie goed dat ons gaan sondig. Bloot omdat ons miskien net dalk in die verkeerde atmosfeer is. En dit gaan nie oor 'n verhouding. Ons koning Jesus het bly vasklou aan daardie bron van alle krag en gesag, ons Abba Vader. En hulle het in 'n intieme verhouding gestaan. En so word dit van jou en van my ook verwag, juis sodat die luislanggees nie daardie geestelike asem uit jou en uit my moet blaas nie. Jy deel en ek deel nie my diepste geheime met enige Jan Raap en sy maat daar in die straat nie. Nee, by uitsondering sal ek my hartsomstandighede met 'n baie intieme vriend dalk deel. Dieselfde beginsel geld teenoor ons Abba Vader. Ek en jy moet nie toelaat dat die Satan vir jou en vir my mislei, soos wat hy met 'n Adam van ouds en met 'n Eva van ouds gedoen het nie. Daarom, liewe mens, moet ons in daardie intieme verhouding met hom staan. En Jesus se karakter getuig van 3 karaktereienskappe, wat juis getuig van daardie verhouding wat hy met ons koning gehad het. Ons sien daar op die skerm, hy het in 'n intieme verhouding gestaan. Eksodus 34, 28 en 29 lees as volg. En hy wat Moses is, was daar by die Here 40 dae en 40 nagte. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. En hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskrywe. En toe Moses van die berg Sinaï afdal,
die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses, toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. Liewe mens, hier sien ons dat Moses, toe hy op die berg Sinaï opgeloop het, toe die Here hom geroep het hy vir 40 dae en 40 nagte, sonder kos en geen water, in 'n intieme verhouding met ons Here daar gaan verkeer, 1 tot 1. En so wil die Here ook hê, dat jy en ek 1 tot 1 met hom moet wees. Inteendeel, as jy regtig wil weet wat is God se wil vir jou, gaan spandeer tyd saam met hom. Daardie intimiteit soos 'n Moses van ouds. Hy was ook totaal afhanklik van hom. Psalm 37:5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Jy sien, liewe mens, ek en jy is totaal, ek en jy kan niks doen nie. Johannes 15:5 sê baie duidelik, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, sal veel vrug dra, maar sonder my kan julle niks doen nie. Die woord is baie duidelik, ek en jy is te nietig, ek en jy is totaal te swak om werklik iets sinvols hier op aarde te doen. Maar deur die kragtadige genade van die Heilige Gees, daardie selfde kragtadige Gees van die Heilige Gees, toe hy Jesus uit die doodheid opgewek het en laat opvaar het na ons hemelse Vader, waar hy nou sit aan die regterhand van God, is tot jou en tot my beskikking. Ek en jy is geroep om 'n koningskind te wees. Ek en jy is 'n koningskind. Dan sê hy, Openbaring 3:21, hy wat oorwin, sal saam met my op my troon sit en regeer. Wie is die wat oorwin? Net die wat volhard. Maar ek en jy is geroep, juis om te oorwin. Ek en jy is 'n koningskind. Ek en jy is veronderstel om 'n koning te wees. Ons moet ons koning net nie misken nie. Ons moet hom vertrou, want dit spreek vir sigself. Hoe meer ek sy aangesig soek, hoe meer sal ek hom vertrou. En hoe meer ek hom vertrou, hoe meer afhanklik sal ek van hom wees. Dit spreek vir sigself. Die derde eienskap, gehoorsaamheid. Ons koning Jesus kon baie maklik, zeer sekerlik met respek gesê, sy rug op Abba Vader gedraai het en gesê, maar ek gaan nie gekruisig word nie. Maar ons koning Jesus het te alle tye onvoorwaardelik gehoorsaam gebly aan ons koning, aan Abba Vader. Hy was gehoorsaam geweest. Kyk wat staan daar op die skerm. Johannes 5:30, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader, wat my gestuur het. Sien jy, liewe mens? Weereens wil ek my benadruk, dit was deel van ons koning Jesus se karakter, en vandag is dit nog deel van sy karakter, om te alle tye gehoorsaam te wees aan Abba Vader, en so word het van jou en my verwag, om ook teenoor ons hoër gesag, ons koning Jesus, te alle tye gehoorsaam te wees. En dit beteken dat jy en ek die waarheid soos dit opgeteken staan in hierdie onfeilbare woord moet naleef, dit ons eie maak en dit gaan doen. Kom ons gaan in na die volgende subafdeling toe. Maar dan is dit ook so dat die Satan, die luislanggees, maak jou stil dat jy nie wil of kan praat nie. Hier sien ons Nehemia 13 vers 23 tot 24. In die dae het ek ook Jode gesien wat as Dodiese, Ammonitiese, Moabitiese vroue getrou het. En van hulle kinders het die helfte as Dodies gepraat, of die taal van watter volk ook al, maar hulle kon geen Joods praat nie. Hier sien ons dat daardie luislanggees sal enige iets doen om te verhoed dat ons as mens
met ons Abba Vader in gesprek is. Nou is dit ook so. Met ons stem, met ons asemhaling, praat ons, bid ons. Maar wat het hier gebeur? Hier sien ons dat die Joodse manne, verskoning, het met verskillende vrouens getrou wat afgodies is. Hulle het afgode geaanbid, en as gevolg daarvan is daartoe kinders verwek, hulle was van ander nasies gewees, ander tale gespreek. En as gevolg daarvan het die kinders wat al so verwek is, kon nie Joods praat nie. Hulle kon nie hulle moedertaal praat nie. En so is dit vandag nog. As ons maar kyk hoe dit daar buitekant gaan, en moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, ek veralgemeen. Daar's 'n generasie wat nie meer die taal praat van ons voorouers nie. Ons voorouers het regtig 'n soeke, daar was 'n konservatisme te bespeer, selfs dan ook teenoor hulle geestelike lewe. Maar vandag se kinders, met groot respek, en ek veralgemeen, hulle sê wat hulle wil, wanneer hulle wil, hoe hulle wil, en aan wie hulle wil. Hulle praat net nie meer dieselfde taal nie, en as gevolg daarvan word hulle stemme stil. Die luislangees maak hulle net stil. Hulle praat nie meer nie, hulle bid nie meer soos hulle veronderstel is om te bid nie. Bloot omdat daar die asem wat in hulle longe is, bloot net uitgedruk word uit hulle uit. Maar dan kom Moses en hy sê vir die volk van Israel in Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hier is die opdrag baie duidelik. Kom Moses en hy sê vir die volk van Israel, dis wat julle met julle kinders moet doen. Dit klink vir my soos die Engelsman sal sê 24/7. Of jy sit en of jy op reis is, of jy lê en of jy opstaan, maak nie saak nie. Spreek die woord van God. Om die woord van God te spreek beteken, en soos dit van ons verwag word om dit te leef, nie 'n Sondag ding as ek dit so kan uitdruk nie. Nie net op 'n Sondag daar by die kerk nie, nee. Dis 'n 24/7, 24/7. En soos Jesaja 24:15 vir ons sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons huis, dis 'n daaglikse gesprek, van die môre tot jy opstaan, totdat jy vanaand gaan slaap. Dis wat van ons verwag word. En hier word dit spesifiek bevestig in hierdie gedeelte, Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Liewe mens, een ding moet ons verstaan. Daar is geweldige krag in getuienis. En ons as huisgesin moet met mekaar praat. Dis soos ek reeds gesê het, nie net 'n Sondag ding daar by die kerk nie. Nee, dis 'n dag in en 'n dag uit ding. Moenie toelaat dat die Satan vir jou stil maak nie. Moenie toelaat dat daardie geestelike asem uit jou gewurg word, sodat jy nie meer 'n getuienis wil hê of kan hê nie. Moenie hom daardie kans gun nie, want glo my, hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Matteus 21 vers 21. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Dit loop hand aan hand met hierdie gedeelte Sagaria 4 vers 6 tot 7. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Wie is jy, groot berg? Voor Serubabel sal jy tot 'n gelyk te word, en hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van genade,
genade oor hom. Ek en jy is geskape om met berge te kan gesels. Ons moet met berge praat. Ek en jy daar die krag en daar die autoriteit. Die Here sê dit dan vir ons. Daar sê hy vir ons, maar al sê julle ook vir hierdie berg. En dan praat hy oor daardie klein mosterdsaadjie. Maar dit gaan oor ons ongeloof. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, welke berg, watse tipe van berg, staan in jou en in my pad? Is dit dalk 'n berg van gewoonte? Is dit dalk 'n emosionele berg? Is dit dalk 'n finansiële berg? Is dit dalk 'n omstandigheidsberg, as ek dit so kan uitdruk? Die Here het vir jou en vir my die krag gegee om met daardie berg te praat, en baie keer sal daardie berg net reageer as hy jou en my stem hoor. Ek en jy moet met hom praat. Kom ons gaan kyk na wat Paulus van ouds vir ons sê. Romeine 7:15. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Jy sien, liewe mens, hier kom daardie gewoonte, daardie berg van gewoonte. En Paulus sê vir ons, hy het gedoen wat hy nie moes doen nie, en omgekeerd. Bloot tradisie. En jy en ek, laat ons toe dat gewoonte, dat tradisie jou en my deel word. Ons moet Kersfees vier, want oupa en ouma het dit gedoen, en so het my ouers dit gedoen, so ek moet dit ook doen. Dis maar net 'n voorbeeld. Ek en jy moet nie toelaat dat die Satan vir jou en vir my die leuen vertel nie. Daar staan op die skerm, stop alle verheerliking of aanbidding van of aan God. Kyk wat het ons het reeds na hierdie gedeelte verwys, maar ek wil dit graag vir jou lees. En terwyl hulle ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêdige gees ons te, wat vir haar eienaars deur waarsêry groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel u in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En dan gaan ons aan vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, en die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Vers 30, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here, Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Jy sien, ek het in die begin van die opname al reeds hierna verwys, waar hierdie demoniese gees, hierdie onrein gees, die gees van die luislang, wat soveel geld vir haar werkgewers ingebring het, hulle kom onderbreek het, toe hulle op pad was na 'n bidplek toe. Maar dan sien ons 'n Paulus van ouds. Hy het hom nie laat onderkry nie. Hy het, terwyl hy daar in die binneste gedeeltes van die tronk toegesluit is, hy en Silas, het hulle begin bid en hulle het lofliedere gesing. En die gevolg? Daar het 'n aardbewing gekom. En as gevolg van daardie aardbewing het die voetboeie afgeval, die tronkdeure het oopgeswaai en hulle het uitgekom. Ek en jy moet te alle tye ons koning lofliedere toebid, elke dag. Inteendeel, wat wonderlik is juis om te weet, dat Paulus het nie hierso die regering van die dag aangevat, of geappelleer na die goewerneur toe of dit nie. Hy het bloot sy lot aanvaar, en sonder om emosioneel te raak, het hy en Silas begin bid en lofliedere sing. En die gevolg, soos ek reeds gesê het, hulle het losgekom, daar uit die gevangenis uit. Psalm 145 vers 2 tot 3 sê vir ons, elke dag wil ek u loof en u naam prys,
vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Elke dag wil ek U loof, skryf 'n Dawid van ouds vir ons. Elke dag. Dit sê vir my, daar's 'n direkte opdrag, ongeag my en jou omstandighede. Hy sê die blydskap van die Here is ons beskutting. Nehemia 8 vers 11. Ek en jy moet rejoice, ongeag ons omstandighede. Moet ons rejoice, moet ons die Here verheerlik. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, of ons eet en of ons drink, of enigiets wat ons doen, doen dit tot verheerliking van die Here. Kom, jy en ek, maak sy naam groot. Hoekom? Want hy is die enigste een wat waardig is. Sagaria 14:17 sê, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Reën is 'n simbool van die uitstorting van die Heilige Gees. Dan spreek dit vir sigself. As daar geen aanbidding is nie, sal daar geen Heilige Gees uitgestort word nie. Daarom is dit belangrik, liewe mens, dat jy en ek juis moet bid. En dink maar net aan die volgende scenario. Wanneer kom reën? Soos wat ons bid, simbolies, sal daardie wolk al hoe meer en al hoe meer vol word van die vog, van die water. En wanneer dit daar, ek wil sê, te veel aanbidding is, dan sal daardie sluise van die hemel oopgaan en die reën sal op ons neerdal. So moet jy en ek bid, liewe mens, bid sonder ophou, en ons sal nou by daardie gedeelte kom. Psalm 150 vers 6 sê vir ons, laat alles wat asem het, die Here loof, halleluja. Wat is alles? Ek en jy as mens word daarby ingesluit. So ek en jy moet die Here loof, dag in en dag uit, sonder ophou. Maar, nou sien ons daar op die skerm, beperkings in jou lewe. Psalm 78 vers 41 sê, en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk. Die King James sê vir ons, ja, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Die opskrif van hierdie gedeelte is, lesse uit die geskiedenis. En een ding moet ons verstaan, die Satan sal enigiets probeer om 'n beperking op jou lewe te plaas. Hier praat Asaf, en hy sê die duiwel werk soos die python, soos die luisslanggees, ten einde jou groei en jou invloed te beperk. En wanneer hierdie gees van die luislang sy prooi aanval, druk hy die asem uit jou uit. Maar die gevolg daarvan is dat jy nie meer kan beweeg nie. Dit spreek vir sigself. Want as jy nie meer asem het, kan jy nie asemhaal nie. Ek bedoel, dan sterf jy vir alle praktiese doeleindes. En jy's nie meer mobiel nie. En dis presies wat die Satan jou wil kry. In die lewens van gelowiges, om jou juis bewusteloos te kry, immobiel, as ek daardie woord maar immobile moet kry, die Engelse woord, dis waar hy vir jou en vir my wil hê, sodat ons juis nie lofsange tot eer van ons koning kan gee en hom aanbid nie. Jy sien, baie gelowiges glo in hulle hart dat die Here wil hulle seën, maar dis net nie vir hulle nie. Ja, die Here wil die mensdom seën, maar is net nie vir hulle nie. Dit is niks anders as om 'n plafon bo jou te plaas, of in jou lewe, 'n beperking in jou lewe te plaas. En daarvoor moet ons pas op, liewe mens. 1 Samuel 9 vers 20, en wat die esels betref, wat jy vandag al 3 dae gelede vermis het, bekommer jou nie daaroor nie, want hulle is gevind. Maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is dit nie aan jou en jou hele familie nie? Hier sien ons dat Saul het 'n opdrag van sy pa Kis ontvang om daardie verlore esels te gaan vind. So het hy sy dienaar gevat en hulle gaan vertrek om die esels te gaan soek, en na 'n paar dae toe kon hulle nie kry nie. Toe wou Saul terugdraai. En sy dienaar sê vir hom, maar hier is 'n man van God. Kom ons gaan eerder na hom toe en hoor of hy nie dalk weet waar hierdie esels is nie. So gemaak, so gedoen. En toe Samuel vir Saul sien, het hy baie sin in hom gevind.
En ons gaan net by die volgende teksgedeelte kom waar hy hom gesalf het as koning. Maar in sy gesprek met Saul het hy vir hom guns gegee. Soveel so dat hy het hom byvoorbeeld saam met hom laat eet en het hom laat sit aan die kop van die tafel. 2 is, hy het vir hom die beste stuk vleis een kant gesit en vir hom gegee om te eet. Hy het 'n hoë dink van hom gehad. Die punt wat ek wil maak is, moenie dat die Satan vir jou 'n leuen kom vertel nie. Moenie laat hy 'n beperking op jou kom plaas nie. Saul het eventueel koning geword. Daar staan dit op die skerm. 1 Samuel 10 vers 22. En hulle het die Here verder geraadpleeg. Het nog iemand hierheen gekom en die Here sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekry. Pakgoed, bagasie sê die verklarende woordeboek. Saul het daar tussen die bagasie weggekry. En hy was so moeg dat hy nie werklik kon opstaan vir dit waarvoor die doel, waarvoor die Here hom geroep het nie. En dis presies waar die Satan jou wil hê. Daardie gees van die luislang. Hy wil al die asem uit jou uitdruk, soveel so dat jy totaal bewegingloos word. Immobile, soos die Engelsman sal sê. Soos koning Saul is van Saul van ouds. En eventueel is Saul toe as koning gesalf. Maar ons moet keer dat dit nie met jou, met my gebeur nie, liewe mens. 'n gees van tekort. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Die Here wil vir jou en vir my die beste hê. Hy wil vir jou en vir my gee, in oorvloed. Maar weer eens sal die Satan kom, hy sal vir jou 'n plafon op jou kom plaas, en vir jou sê, maar jy is nie geregtig op meer nie. En net daar kom lig die Satan vir jou. En by implikasie druk hy die asem van die lewe uit jou uit. Dan sê die woord vir ons, mos nou baie duidelik die volgende. Die gevolge van disfunksie. Hy wil baie graag hê dat jy totaal disfunksioneel moet word. Kyk wat staan daar op die skerm. 1 Konings 18:4. Want toe Isabel die profete van die Here uitgeroei het Obadja honderde profete. Ons ken almal daardie gedeelte, ek gaan nou daaroor praat. Daar staan ook op die skerm 2 Konings 11 vers 1. Toe Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun dood was, het sy haar klaargemaak en die hele koninklike geslag omgebring. Ons almal ken hierdie gedeelte van die gees van Atalia. Atalia was Jezebel se dogter gewees. Jezebel het profete doodgemaak. Wat sien Atalia haar dogter? Sy het die hele koninklike familie om die lewe gebring. En ek wil nie met julle praat oor die Jezebel gees of die Atalia gees nie. Die punt wat ek wil maak is, wat het Atalia gesien in haar huis? Hoe sy groot gemaak? Wat 'n voorbeeld was daar gestel? Was daar nie 'n totale disfunksionele familie gewees nie? Kyk wat byvoorbeeld die gevolge van disfunksie. Josef se broers. Genesis 37 vers 4 en vers 20 lees as volg. Toe sy broers sien dat hulle vader Jakob hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Hier sien ons dat Satan, verskoon my, Josef se broers het hom so gehaat dat hulle hom in 'n put gegooi het en toe aan 'n reisgeselskap verkoop het. Dieselfde met Josef nog steeds. Potifar se vrou lieg. En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie. En die heer van Josef het hom laat vang en hom in 'n gevangenis gesit, op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. En hy was daar in die gevangenis. Genesis 39 vers 10 en vers 20. Hier sien ons 2 geleenthede. Josef was in 'n put gegooi en aan 'n reisgeselskap verkoop. So, in sy grootwordjare, toe hy al groter was, het Potifar se vrou hom probeer mislei. En toe gaan vertel sy 'n leuen aan haar man, die koning, en as gevolg daarvan is Josef toe in die gevangenis gegooi.
Weereens 'n totale disfunksionele huishouding. Kyk byvoorbeeld na hierdie gedeelte van Dawid. 1 Samuel 17:34 tot 37. Daarop sê Dawid aan Saul: "U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Verder sê Dawid: "Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn." Toe sê Saul vir Dawid: "Gaan en mag die Here met jou wees." Daarmee saam wil ek vir jou lees 1 Samuel 16 vers 10 tot 13. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Verder het Samuel aan Isai gevra: "Is dit al die seuns?" En hy sê: "Die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op." Liewe kyker, hier sien ons baie duidelik, selfs 'n Dawid van ouds het nie die voorreg gehad om voor profeet Samuel verby te paradeer nie. Kyk net wat het gebeur met Atalia. Atalia het 'n keuse gehad. Sy was so aan tempelprostitusie onderwerp, dat dit was met haar reg gewees om haar toe te laat dat die vyand haar mislei. Maar toe kom daar 'n Josef en 'n Dawid, en ons sien dat dit wat met hulle gebeur het in die verlede, het nie hulle toekoms bepaal nie. Ek en jy dien 'n God van tweede kanse. Hy wil hê dat ons die verlede agter moet laat, as ons self gefouteer het of daar is aan ons verkeerd gedoen. Maak dit nie saak nie. Ons het 'n keuse oor wat ons met ons toekoms wil maak. Daarom sien ons dan ook Handelinge 13:22. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het: "Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen, 'n man na God se hart." Fatale afleidings daar op die skerm, emosionele afleidings. Handelinge 17:3, en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: "Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus." Ek wil my herhaal. Paulus het nie op en af gespring en die regering van die dag aangevat nie. Hy het bloot voortgegaan met die roeping wat op sy lewe was en Jesus Christus verkondig en sy verlossing. Hy het nie emosioneel geraak terwyl hy daar in die tronk gesit het nie. 'n Geleentheidsafleiding. Psalm 84:11. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Liewe mens, moenie dat die Satan vir jou iets kom voorhou, wat hy in elk geval nie sy woord oor sal hou nie. So kom daar baie mense, en hulle sal vir jou 'n baie mooi prentjie skets, en hulle sal vir jou vertel hoe wonderlik jy is, en mooi beloftes aan jou maak, en op die einde van die dag kom hulle nie hulle woord na nie. So kom die Satan, en hy sal 'n geleentheid skep net om jou vertroue in die Here by jou te steel. Daarom sê Matteus 4 vers 4. Hy het antwoord en sê: "Daar is geskrywe, verskoning, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan." Die brood is die lewendige water. Menslike afleidings daar op die skerm. Vertrou geen metgesel nie. Maak op geen vriend staat nie. Let op die poorte van jou mond teenoor haar wat teenoor in jou skoot lê. Micha 7:5. Dit loop hand aan hand met Jeremia 9 vers 4. Pas op, elkeen vir sy vriend, en vertrou op geen broer nie, want elke broer is net 'n onkruiper, en elke vriend gaan om met kwaadsprekery. Jy en ek is veronderstel om ons koning onvoorwaardelik vertrou. Jeremia 17:7 sê: "Geseënd is die mens wat die Here vertrou en die Here sy vertroue maak." Geseënd, dit sal met jou goed gaan. Moenie laat die Satan vir jou kom mislei, bloot deur net aan jou iets te kom voorhou. Mense wat vir jou sulke mooi praatjies kom doen, en back at the ranch, nooit hulle woord nakom nie.
Die krag van gebed, die volgende afdeling. Bid sonder ophou. Die opdrag is baie duidelik. 1 Kolossense 5:17, die bid sonder ophou. Dit verheerlik ons Here, dit trek, skep 'n atmosfeer waar ons koning sal naderkom en sal manifesteer. Jakobus 5:16 is dan baie duidelik, juis, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Inderdaad, daar's krag in gebed. Bid vir mekaar. Bid vir mekaar. En dan sien ons hierdie gedeelte, Daniël 10 vers 12 tot 13. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat ek jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan en kyk. Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Daniël het 'n autoriteit in gebed gehad, maar so die vyand gekom en 21 dae teen hom gestaan en teen hom beklei. Net so gaan dit in jou en my gebedslewe. Jy sien, liewe mens, ek en jy mag vandag bid en dan antwoord die Here ons nie, of dit gebeur nie dadelik nie. En wat gebeur? Ons verloor moed. Die Satan kom drink daar die laaste asem uit jou en my. Moenie dat dit gebeur nie, liewe mens. Waak daarteen. Ek wil aangaan na die laaste gedeelte toe. Maak nou klaar daarmee. Spreuke 4:23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want vanuit daaruit is die oorsprong van die lewe. Liewe mens, een ding moet jy verstaan. Alles begin in jou hart. Alles. En as hy jou kan kry om die asem uit jou uit te blaas en uit te wurg, is dit 'n kwessie van tyd, dan gaan jou hart begin verander. En jy gaan begin om minder te bid, minder Bybel te lees. En voor jy kom kry, draai jy jou rug op die Here. Daar moet ons, daardie oorspronge, alles wat by 'n gedagte begin, alles begin by 'n gedagte, begin in jou hart. Slegte gedagtes, goeie gedagtes. Ons moet ons hart oppas. En die laaste teksgedeelte, 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Hier is die opdrag baie duidelik. Ek en jy moet ons lewenswandel so inrig, dat ons al meer heilig word, dat ons hartsingesteldheid van so aard is, dat dit juis 'n plesier vir ons koning sal wees en inhou, sodat sy naam en sy naam alleen te alle tye verheerlik sal word, en nie die koning van duisternis nie. Liewe kyker, ek het gekom aan die einde van hierdie lering. As jy dalk van mening is dat jy nog nie in plek is met hierdie gedeelte nie in jou lewe nie, wil ek jou vra asseblief om die gebed wat nou gaan rol, hardop te bid, sodat die Satan en sy demone ook kan hoor wat jy gekies het. Totsiens.